Ons is in die tweede week van ons reeks. Verlede week het ons gehoor dat Jesus ons roep om hom te volg. Nou vandag in die tweede week hoor ons moet nie onmiddellik ja sê nie. Ons moet eers mooi dink wat dit van jou gaan vra en of jy bereid is om daardie prys te betaal. Ons gaan vandag kyk hoe Lukas in hoofstuk 14 vers 25 tot 33 Jesus se uitnodiging beskryf. Hier praat Jesus met 'n groot skare oor disippelskap. En hy nooi mense uit om hom te volg, maar hy mislei hulle nie. Hy maak nie die pad maklik of aantreklik nie. Hy sê eerlik vir hulle, navolging gaan alles vra. So ons word genooi om eerlik te bereken wat dit beteken om hom te volg. Die hoofgedagte van vandag is, om 'n disipel te wees, te word, is gratis, dis genade, maar dit vra alles van jou. Die eerste radikale stelling in hierdie gedeelte kry ons in vers 26. Vers 25 tot 33 werk amper soos 'n toebroodjie. Dit begin met hierdie waarskuwing dat navolging van Jesus 'n groot prys gaan vra. Dis die eerste deel van die broodjie. So ons toegewydheid aan Jesus moet groter wees as enigiets anders in ons lewe. Jesus sê, as iemand na my toe kom en hy doen nie afstand van, daar word selfs in vertalings gepraat van en hy haat nie sy vader en moeder nie, ja selfs nie sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Die eerste saak is dus dat disipelskap 'n groot prys gaan kos. Hierdie woord haat wat soms gebruik word vir afstand doen, is eintlik 'n Joodse uitdrukking wat eintlik maar net wil beteken, is amper soos 'n idioom, om te sê jy moet minder lief wees vir die een as vir daai een. Jy moet hierdie een haat en die ander een lief hê. Dus Jesus bedoel nie ons moet nou ons familie haat nie, maar ons moet hom baie lief hê, meer as ons familie. So hy vra, wie is eerste in jou lewe? Is dit jou familieband? Is dit jou eie belange? Of is dit hy? In die antieke wêreld was familie jou hele identiteit. Jy het gesê van wat 'n familie jy is en dan het mense gesê jy's 'n oulike of nie so oulike mens nie. So Jesus sê jou nuwe identiteit lê in hom. So daarom moet ons vir onsself die vraag vra. Selfs oor goeie dinge moet ons sê, neem dit 'n beter, hoër plek in voor Jesus of is hy ons eerste keuse? Dan in vers 27 word daar ook nou gepraat van jy moet jou kruis dra. Jesus sluit hierdie eerste deel van sy gesprek af met die stelling dat elkeen sy of haar eie kruis moet dra. Wat sal dit beteken? Baie keer sê ons, dit beteken jy het 'n bepaalde saak in jou lewe wat vir jou 'n probleem is. En jy moet bereid wees om dit in die oë te kyk en dit te hanteer. Byvoorbeeld, ons kan nou 'n paar dinge dink aan. Kom ons sê jy hoor nie baie goed nie. En nou sê ons, jou kruis is, jy het swak gehoor. En jy moet dit aanvaar en jy moet vorentoe lewe. Of jy het 'n sekere siekte, soos diabetes. Aanvaar dit en leef net vorentoe. Maar dis nie heeltemal reg nie. Uit die konteks is daar 'n meer spesifieke verduideliking. Jesus praat nie hier oor ons persoonlike probleme nie, maar oor ons prioriteite as disippels, as navolgers van hom. So daarom om jou kruis op te neem, herinner ons aan 'n veroordeelde wat sy kruis na die plek van sy dood toe dra. Dis om soos Jesus, met ander woorde, jou lewe af te lê vir 'n groter doel. Neem jou kruis op, lê jou lewe af vir iets groters as jouself. Dit beteken dus meer om myself nie belangriker as Jesus te stel nie. My wil, my status, my gemak is nie meer eerste nie. Daarom wanneer ek Jesus volg, dan leef ek soos hy, selfs al kos dit pyn of opoffering. Nou hier in die middel van die broodjie, gee Jesus nou vir ons twee voorbeelde van wat dit beteken om die koste te bereken. Die eerste van die twee voorbeelde is, hy sê, niemand gaan bou 'n huis of 'n toring
verskillende vertalings gebruik het so, voordat hy nie mooi gedink het of hy genoeg geld het nie, of hy die koste gaan betaal nie, want as hy nie klaar kry, gaan die mense vir hom lag. Of die tweede voorbeeld is, 'n koning gaan nie oorlog maak met iemand anders, jy gaan nie in 'n geveg gaan, as jy nie vooraf bereken het of jy sterk genoeg is om die oorlog te wen nie. Anders weet jy byvoorbeeld, jy gaan dit nie maak nie. So as ons dit toepas in ons lewe, dan sê ons, om Jesus te volg is nie impulsief nie. Dis 'n lewenskeuse wat deeglike oordenking vra. Want disippelskap vra volharding tot die einde toe. En nou, na die einde van hierdie gedeelte in die skrif, die teks, die tweede deel, die tweede sny van die toebroodjie. Jesus het begin met 'n waarskuwing dat navolging 'n prys gaan vra, en toe gebruik hy die voorbeeld van jou familie of selfs jou eie lewe, wat nie so belangrik is soos hy nie. En in die einde sit hy weer so iets by. Hy sê, so kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie afstand doen van alles wat hy het of besit nie, al sy besittings nie. Natuurlik, Jesus sê nie dat om iets te besit verkeerd is nie, maar hy beklemtoon weer, soos met die familie, selfs jou eie lewe, dat dit nooit jou baas mag wees nie. Met ander woorde, in disipelskap gaan dit om Jesus bo alles, bo familie, bo gemak, bo status, bo dinge. Alles het ook lekker dinge, wat die lewe vir ons gemaklik maak. Hy, volgens Matteus 13, is dan die skat, wat alles oortref, en daarom gaan verkoop 'n mens alles, om hierdie land te koop waarin die skat is, want ons wil Jesus hê. Dietrich Bonhoeffer was 'n Duitse teoloog of dominee, wat in die tyd van Adolf Hitler die Tweede Wêreldoorlog gelewe het. En uiteindelik het hy met sy lewe betaal, omdat hy teen Hitler gepreek het. Gesê het hy stem nie saam met die oorlog nie. Hy het 2 dinge oor genade gesê. Gepraat van goedkoop genade, dan sê hy, dis genade wat jy niks opoffer nie. Maar daar is ook duur genade. Hy sê die genade per se is gratis, maar dit vra jou hele lewe. Daarom noem hy dit, dis 'n duur prys wat ons elkeen sal betaal. Lukas 14 herinner ons hier aan. Jesus sê, genade is verniet, maar dit vra alles. Jesus roep ons om eerlik, om diep en totaal aan hom verbonde te wees. So as ons dit prakties moet toepas vir vandag, moet ons onsself elkeen 2 vrae vra. Die eerste vraag is daar iets in my lewe wat ek voor Jesus sit? En dan die tweede vraag, is ek bereid om dit prys te gee en hom dan eerste te stel? Is jy bereid om dit prys te gee, om afstand te doen? Maar ons moet onthou, hoewel dit so baie van ons vra, bring dit uiteindelik die grootste vreugde en die ware lewe vir ons. So daarom is daar 'n oproep vandag. Disipelskap is nie 'n eenmalige besluit nie. Dit is 'n daaglikse keuse. Elke keer wanneer jy voor 'n keuse kom van, moet ek hierdie ding doen of wat sou Jesus sê? Moet ons kies. Wie kies jy?